Amen. Goeiemôre gemeente. Is Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam uit 516 vers 1. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons onskuld bely. Kom ons sing lied 529 vers 1 en 2. 539, ekskuus. Broers en susters, ons het so pas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in God die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die enige gebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het.
wat ter wille van ons die mense en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het en selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing lied 464 vers 1 en 3. Geliefdes, terwyl ons dan net so bly sit, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons saam. Kom ons sluit die oë.
Heilige God, U is baie keer baie goed vir ons. Nee, U was nog altyd goed vir ons. Maar Here, baie keer, dan voel dit vir ons, of ons onmoontlike omstandighede net te veel raak. Daarom, Here, as ons bid, as ons U in gebed nader, dan doen ons dit soms met 'n hopelose hart. Baie keer, Here, dan voel dit asof U nie daar is nie. Nee, Here, U was nog altyd by ons. Maar Here, wanneer ons na ons omstandighede kyk, dan voel dit vir ons of U ver is. Ons het U nodig, Here. Ons het nodig dat U met ons moet praat, dat U met ons moet kom handel. Kom leer ons vanoggend hoe U werk. Kom wys vir ons, Here, U handewerk. Kom wys vir ons, Heer, hoe ons toekoms sal lyk. Ons, Here, doen maar baie dinge. Ons maak plannetjies en ons probeer alles reg doen. Ons dink, Here, ons kan met slim planne ons lewens uitwerk. Maar Here, ons het geleer dat hierdie dinge werk nie altyd uit nie. Vanoggend, o Heer, kom ons nederig na U toe met 'n oop hart. Ons kom lê ons lewens in U hande neer. En ons kom sê, Here, ons het genoeg probeer. Neem ons lewe, Heer, en maak met dit wat U wil. Praat met U kinders vanoggend, o Heer. Ons luister met 'n oop hart. Amen. Broers en susters, ons skriflesing kom vanoggend uit die boek van Sagaria. Die profeteboek Sagaria 8 vanaf vers 1 tot 17. 'n Teksgedeelte, geliefdes, wat baie diep en kosbare waarde het vir ons lewens vanoggend. Ek dink baie keer dat die omstandighede wat ons deurgaan, kan nie vergelyk word met die dinge wat hierdie mense deurgegaan het nie. Tog wanneer ons kyk na die lewe van hierdie mense van wie ons vanoggend lees, en hoe die Here met hulle gehandel het, kan ons hierin iets vind van hoe God ook met ons handel. Die gedeelte vanoggend, geliefdes, lees soos volg. Dit sê, die woord van die Here, die Almagtige, het tot my gekom. So sê die Here die Almagtige, ek is hartstogtelik begaan oor Sion. Ek het woedend geword vir sy vyande, so begaan is ek oor hom. So sê die Here, ek gaan na Sion toe terugkom, ek gaan in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word stad van trou, berg van die Here, die Almagtige, heilige berg. So sê die Here die Almagtige, daar sal weer bejaarde mans en vrouens, ryp in jare, op die pleine in Jerusalem sit. Elkeen met 'n kierie in die hand. Die pleine in die stad sal vol seuns en dogters wees wat daar speel. So sê die Here die Almagtige, as dit die oorblyfsel van hierdie volk vandag as dit vir die oorblyfsel van hierdie volk vandag onmoontlik lyk, moet dit dan vir my onmoontlik lyk. Die Here die Almagtige het dit gesê. So sê die Here die Almagtige, ek gaan my volk red uit die land in die ooste, uit die land waar die son opkom. Ek gaan hulle bring en hulle gaan in Jerusalem woon.
Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees in trou en geregtigheid. So sê die Here die Almagtige, skep moed. Julle het gehoor wat die profete destyds gesê het toe die fondamente van die tempel van die Here die Almagtige gelê is, soos dit herbou kan word. Johan, hy sês baie hoor, as hom net so bietjie om kan stel. Voor daardie tyd was daar nie geld om mense of diere te huur nie. En die toestand was so gevaarlik dat niemand veilig kon beweeg nie. Ek het al die mense bymekaar, ek het al die mense mekaar se vyande gemaak. Maar nou is my houding teenoor die oorblyfsel van hierdie volk anders as toe, sê die Here die Almagtige. Daar sal nou voorspoed wees. Die wingerdstok sal sy druiwe dra, die land sal sy oes lewer, die hemel sal sy vog lewer. En ek sal dit alles aan die oorblyfsel van hierdie volk gee. Julle name, Juda en Israel, is onder die nasies gebruik in vervloekings. Maar ek het julle gered, en nou sal julle name gebruik word in seënwense. Moenie bang wees nie. Skep moed. So sê die Here die Almagtige, omdat julle voorvaders my toorn laat ontvlam het ek besluit om julle kwaad aan te doen. En ek het nie die straf herroep nie, sê die Here die Almagtige. Maar nou is my bedoelings anders. Ek wil goed doen aan Jerusalem en Juda. Moenie bang wees nie. Wat julle moet doen, is dit: praat die waarheid met mekaar. Laat die waarheid in julle die reg geld, in julle regspraak, sodat daar vrede onder julle kan wees. Moenie bose planne teen mekaar bedink nie. Moenie valse ede bly aflê nie. Ek haat sulke dinge, sê die Here. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing vanoggend. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefdes, ek wonder of ons al ooit, wie van julle het al ooit by 'n bergtop, bo op 'n berg opgeklim, hoog op 'n berg probeer kom en by 'n gaping gekom in die berg, waaroor jy moet probeer spring. Wie van julle het al ooit by so 'n plek gestaan en gesê, ek moet nou waag om aan die ander kant te kom, maar dit voel net te ver. Dit voel net vir jou asof as jy gaan spring, gaan jy of seer kry of dit nie maak nie. Wel, geliefdes, geloof is maar ook net so. Ons lewens, inderwaarheid, is ook maar net so. Baie keer dan voel dit of die omstandighede in ons lewens en ons uitkoms, die herstel in ons lewens, soos daardie gaping voel, net te ver om te spring. Dink so daaraan. Baie van ons in ons huwelike, kan baie keer kyk na ons huwelike en die jare se agteruitgang. En ons kyk na die feit dat ons nie meer behoorlik met mekaar kan praat nie. Ons handel nie meer reg met mekaar nie. As ons met mekaar praat, dan beklei ons. En dan sê ons, as ek moet kyk na die dag toe ons getrou het en waar ons vandag staan, dan voel dit of daardie gaping net so ver is, dat ons dit net nie kan spring. Dit is inderwaarheid onmoontlik om te herstel. Kyk dan na jou gesondheid. Ek ken baie van julle en julle omstandighede. Ek weet selfs in ons eie gemeente is daar van ons wat kyk na die agteruitgang van hulle liggame, soos wat mens of ouer word of selfs soos die siekte 'n mens laat agteruitgaan.
En dit kyk net en jy sê, sal ek ooit weer regop kan loop? Sal ek ooit weer normaal kan funksioneer? Sal ek ooit weer kan regkom? En daai gaping voel net te ver. Dit is onmoontlik. Ouers kan baie keer met hulle kinders vassit, verander in kwade gevoelens. Kwade gevoelens in stry en beklei, en dan selfs haat. En baie keer dan kom mense in omstandighede waar jy net nie meer met jou kind kan praat nie. Dit voel asof die gaping tussen jou en jou gesin, met jou kinders, net te ver is. Dit voel onmoontlik om te herstel. Wat van jou finansies? Is daar dalk van u vanoggend hier wat sit met skuld, met finansiële skuld, maar die inkomste is net van so 'n aard dat dit gaan net nooit ooit regkom nie? Dit is, wel, kom ons wees eerlik met mekaar, onmoontlik om te herstel. Baie keer, dan bid jy. En jy bid weer. En jy bid nog 'n keer. En later dan gebruik ons daardie ou slagspreuk, u ken dit goed. Ek dink ek bid teen die dak vas. Jy weet God is daar. Jy glo dat hy jou op een of ander manier moet hoor. Maar die omstandighede voel so onmoontlik. Die gaping voel net so groot, dat dit voel asof die Here jou net nie wil help nie. Dan kom iemand na jou toe en hulle sê vir jou, God sal voorsien. Die Here sal jou herstel. Die Here is in beheer. Hy sal hierdie dinge regmaak. En diep binne jou dan wonder jy wonder, ja, maar hoe? Dit lyk onmoontlik. Dit, geliefdes, in hierdie gemoed, in hierdie gevoel, in hierdie oortuiging wil ek vir u sê, is waar Sagaria vanoggend met ons as 'n gemeente kom praat. Want dieselfde mense vir wie Sagaria voorskryf, voel dieselfde as wat ons voel vanoggend. Sien, hulle was in omstandighede wat totaal en al onmoontlik gelyk het. Om hierdie teks te verstaan, geliefdes, moet ons eers verstaan wat in Sagaria se teks aangaan. Wat is die konteks daar agter? Hoor mooi. In 586 voor Christus, so wat 500 jaar voor Christus, amper 600 jaar voor Christus se geboorte, is Jerusalem deur Babilonië ingeval. Ons lees hiervan in 2 Konings 25. 2 Konings 25 gee vir ons hierdie weergawe. In die 5de maand op die 7de in die 5de maand op die 7de van die maand in die 19de regeringsjaar van koning Nebukadnezar van Babel het Nebuzaradan by Jerusalem aangekom. Hy was die hoof van die leiweg van die amptenare van koning Babel. Hy het die huis van die Here, die paleis en al die huise in Jerusalem, elke groot gebou afgebrand. Al die Galdeese soldate wat onder sy bevel was, het die muur om Jerusalem afgebreek. Die mense wat in die stad oor was, ook die wat na die koning van Babel toe oorgeloop het, al wat van die groot stadsbevolking oorgebly het, is gevange weggevoer deur Nebukadnezar of Nebuzaradan, die hoof van die leiwag. Hierdie gedeelte gee vir jou hierdie weergawe. Jerusalem is tot op die grond toe afgebrand. 70 jaar volg daarop. 70 jaar volg en die volk kry die geleentheid om terug te gaan na hulle tuisvolk toe.
Koning Kores van Persië oorwin Babylonië, en koning Kores sê vir die volk, gaan terug, herbou julle land, herbou die tempel, herbou die mure van Jerusalem, julle mag weer daar gaan bly. En hulle doen dit, en hulle is opgewonde, hulle is bly oor dit wat hulle kan doen, maar as hulle daar aankom, dan lê dit in pyn en rommel. Dink net, geliefdes, hoe dit moet wees. Wat sou in jou kop aangaan? Die van julle wat boer, baie van julle het in julle lewe al geboer, wat as jy jou land los vir 70 jaar? Wat gebeur met so 'n land? Dit voel onmoontlik om ooit weer daarop te kan boer. Jy stap in 'n plek in wat eens op 'n tyd jou huis was. Wat jou ma en pa se huis was, of jou ouma en oupa se huis was, en hier moet jy nou bly, maar daar is nie eers mure om van te praat nie. Selfs God se tempel is tot op die grond toe afgebrand. Daar is niks oor nie. En dit, geliefdes, en dit is met hierdie mense met wie Sagaria praat. Want Sagaria praat met hulle, want hulle kom na hom toe en sê, die 70 jaar van ballingskap wat die Here voorspel het, is nou amper verby. Wat moet ons maak? Dit lyk vir ons net onmoontlik om te herstel. Ons onthou die woorde van Jeremia, ons onthou die woorde van Jesaja, hulle almal het vir ons gesê, dat eendag sal God kom, hy sal die land herstel, hy sal alles regmaak. Maar kyk hier, kyk na hierdie rommel, dis onmoontlik. Dis net onmoontlik. En dan, geliefdes, dan kom na die fokusvers vanoggend na vore. Vers 6 staan vir my uit bo almal. Vers 6 sê die volgende: So sê die Here die Almagtige, as dit vir die oorblyfsel van hierdie volk vandag onmoontlik lyk, moet dit dan vir my onmoontlik lyk. Die Here die Almagtige het dit gesê. As dit vir die oorblyfsel van hierdie volk vandag onmoontlik lyk, moet dit dan vir my onmoontlik lyk. Wat 'n ongelooflike vraag. God sê, hierdie dinge meet nie op teen my nie. As jou huwelik vir jou onmoontlik lyk, moet dit dan vir die Here onmoontlik lyk. As jou finansies vir jou onmoontlik lyk, moet dit vir die Here onmoontlik lyk. As jou gesondheid onmoontlik lyk, as jou geestestoestand, jou hartseer, jou verdriet, jou seer onmoontlik lyk, moet dit vir die Here onmoontlik lyk. Liewe kinders van die Here, u moet Sagaria hier reg lees. Want wat Sagaria dan doen nadat hy hierdie woorde gespreek is, hy sê, julle moet hoor, die mense sal in Jerusalem eendag so oud word dat hulle met blydskap met kieries sal rondloop. Hoe mooi is dit? Hy sê die wingerd sal weer druiwe dra. Daar sal weer reën val. Hy sê daar sal weer 'n oes wees. Hy sê daar sal blydskap wees. Die volk sal geseënd wees. Hy sê eens op 'n tyd het Juda en Israel, die name was eens op 'n tyd gebruik soos 'n vloekwoord. Maar nou gaan mense sê, hierdie mense is so geseën, ons gebruik dit as 'n kompliment. Nou, iemand wat vinnig hierdie teks lees, sal dink, dit klink amper soos voorspoedsteologie. Dit klink amper soos asof mense sê, dat die Here kom, en as jy sekere dinge doen, dan gaan hy jou lewe laat voorspoed bring. Dat hy gaan jou alles gee wat jou hart begeer. Meeste van ons weet, dis nie 'n realiteit nie. Die wil van die Here werk ongelukkig nie so nie. Die Here doen wat hy wil. Maar wat hierdie teks eerder doen, is dit sê vir ons, op wie vertrou jy?
Op wie vertrou jy vir jou herstel? Op jouself? Op jou eie slinkse plannetjies? Of op die Here wat onmoontlike dinge kan doen? Dis eerder wat hierdie teks wil sê. En vanoggend, geliefdes, moet ons met mekaar eerlik wees. Want dit is wat Sagaria vir ons vra. Sagaria vra, kom vir my aangaan, hoor. Sagaria vra vir ons, dat ons moet kyk na die toekoms wat die Here vir ons beplan. Sagaria vra vir ons om te kyk na dit wat vir die Here moontlik is. Hy vra van ons om vanoggend met mekaar eerlik te wees. Hy sê vir ons, inteendeel, hy sê, wat julle moet doen is, julle moet onder mekaar die waarheid praat. Julle moet eerlik met mekaar wees en reguit met mekaar wees. En om dit te doen, geliefdes, moet ons vir mekaar sê, my planne werk nie uit nie. Ons moet sê, ek het al gedink ek kan hierdie hoek vat en daardie draai vat in my lewe. Ek het gedink ek kan hierdie slinkse plan maak en daar gaan wegkruip. En tog al my planne het my op een of ander verdwaalde pad gelei. Vanoggend vra Sagaria van ons om die waarheid met mekaar te praat. As ons hande in die Here plaas, as ons lewens in die hande van die Here plaas, dan is herstel moontlik. En net dan is herstel moontlik. Liewe kinders van die Here, ek wil julle herinner van die woorde van Jesaja 40. Jesaja het dit vir my die beste saamgevat, wat ek dink Sagaria hier bedoel. In vers 27 tot 31 in Jesaja 40 sê hy, waarom sê jy dan Jakob, waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat dit van ons geword het nie. Hy het my reg laat verbygaan. Weet jy dan nie? Het jy nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee vermoeides nuwe krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong mense word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleuer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Ons moet die waarheid praat. En sê, baie keer word ons moeg, uitgeput en oorlaai. Maar nie die Here nie. As my omstandighede onmoontlik lyk, is dit doodgewoon omdat jy 'n mens is. 'n Mens is met jou beperkte insig, met jou beperkte wysheid, met jou beperkte liggaamlike oortuiging en omstandighede. Jy kan nie alles regkry nie. Jy kan nie alles herstel nie. Vanoggend moet jy laat gaan. Die Engelse spreekwoord sê dit mooi. Let go and let God. Let go and let God. Want hy doen dinge wat ver bo ons gedagtes strek. En as ek nadink oor ons Here Jesus Christus, dan dink ek dit is hoekom hy soveel wonderwerke kom doen het. As jy wonder, hoekom het die Here Jesus blindes kom genees? Hoekom het hy verlamdes kom optel? Hoekom het hy brood vermeerder of water in wyn verander? Wat hy het kom doen om vir ons te wys, om ons te oortuig daarvan, dat wanneer ons dinge nie kan doen nie, dan kan hy.
Wanneer ons nie oor daai gaping kan kom nie, dan kan hy ons in sy hande neem en hy kan daardie gaping moontlik maak. Geliefdes, vanoggend wil ek afsluit met die woorde van Jeremia 32 vers 17. Hy sê: Ag Here, my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groot krag. Niks is vir U onmoontlik nie. Niks is vir U onmoontlik nie. Onthou die woorde van Jesus by die ryk jong man. Die ryk jong man, Jesus gesê het dat selfs 'n kameel kan makliker in die koninkryk van die hemel kom as 'n ryk man. Die disippels is verontwaardig. Hulle is verbaas. Hulle sê: Here, maar wie kan dan gered word? Jesus sê: Daar's baie dinge wat vir die mens onmoontlik is. Maar vir God is niks onmoontlik nie. En as jy dit koester, geliefdes, as jy dit koester in jou hart kom bære, dan kan jy weet, dan kan jy begin vertrou, dan kan jy 'n stuk sekerheid vind in die God wat jy aanbid. Dan kan jy gaan en jy kan vanoggend sê: My huwelik is hopeloos en onmoontlik vir my, maar nie vir my God nie. My finansies is in flarde, maar nie vir my God nie. As ek my lewe in sy hande sit en sy wil sal geskied, dan mag daar herstel kom. Onthou, liewe kind van God, wie is die pottebakker en wie is die klei? Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God, ons kom gee ons lewens oor aan U. Ons het allerlei planne gemaak. Ons het probeer, Here, om by ander mense beloftes te maak, 'n eed af te lê. Ons het gedink ons kon oneerlik wees oor ons lewens, baie stap, Here, waar ons nie moet gaan nie. Om hierdie onmoontlike omstandighede van ons lewens reg te maak. Maar al my planne het gefaal. Al my omstandighede het my gewys dat ek kan dit nie regkry nie. En hier staan ons dan voor U, Here, en ons vra, as dit dan vir my onmoontlik lyk, moet dit dan vir U onmoontlik lyk. Nee, Here, ons weet, U is die een vir wie alles moontlik is. As U in beheer is van ons lewens, dan is alle uitkomste moontlik. Daarom, Here, word ons nederig vanoggend. Ons kom laag en verneder onsself en ons eie gemoed. Ons kom gee oor aan die God wat bo alles uitstrek, aan die Here wat alles kan doen. Ons kom gee oor en ons kom vind moed by U. Ja, Here, ons kom kry nuwe krag by U, omdat U in beheer is van ons omstandighede. Here, neem nou my onmoontlike omstandighede en maak daarmee, o Heer, wat U wil. Want U is goed en vol liefde, lankmoedig en vol genade. Ons eer U, ons aanbid U en ons loof U naam.
Ek bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam 'n lied wat spreek van vertroue, 'n lied wat ek uit Psalm 46 uitkom. Wees stil en weet, ek is die Heer. Lied 519, kom ons sing hierdie pragtige lied saam. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here, die Almagtige, sal julle seën en julle beskerm. Die Here wat die onmoontlike kan doen, sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here van hemel en aarde, die Skepper, sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, net so 'n paar enkele afkondigings voor ons uitmekaar uitgaan. Op ons verjaarsdagleids vanoggend, geliefdes, die 20ste is Aubrey Bannard wat verjaar en ook Ria Myntjies wat 92 jaar oud word. Wat 'n wonderlike seën om 92 jaar oud te kan wees. Maar dan ook, geliefdes, ou Hester Vermaak, verjaar die 23ste, baie geluk Hester met jou verjaarsdag. En dan die 24ste Don Pieters, baie geluk met jou verjaarsdag. Die 25ste Julie is Marie Groenewald, wat 89 jaar oud is. Dan die Marie, baie geluk met jou verjaarsdag. Die volgende jaar is die groot 90, baie geluk. En dan oom Martin Supra verjaar, die 25ste en ook Johan Visser. Mag die Here julle ryklik seën en ook 'n wonderlike nuwe lewensjaar gee. Geliefdes, op ons kalender, ons het ook Bybelstudie om 9:00 hierdie week, Dinsdag, en dan ook 6:00 die aand. Hierdie Dinsdag sal ons ook die middag Bybelstudie. Ek weet, ons het in die week ook Bybelstudie gehad, met die aand Bybelstudie,
maar ek weet baie van julle was nog 'n bietjie op vakansie, was nog weg. Ek dink ons almal kom nou terug, so ons sal ook aandbybelstudie hê hierdie week vir die van julle wat dit bywoon. Die 23ste Julie sal ons ook Immergroen hê, en dan het ons ook ons golfdag wat nader kom, die golfdag van Amot. Dit is so R2400 vir 'n vuurbal op die 28ste Augustus. Asseblief ondersteun ons aftreeoord. Asseblief kom wys vir hulle ook na hoe ons as gemeente hulle ook bystaan. Dan geliefdes, is daar nog koekies te koop in die saal en ook pastye. Asseblief maak 'n draai daarvoor. En dan geliefdes het ek so en dan nie te lank van nou af nie, so aan die einde van die maand het Wyk Jericho 'n baie lekker Vrydag kafee. Hulle verkoop vir ons bunny chows. Asseblief ondersteun hulle ook daarvoor vir 'n halwe bunny chow, so vir 'n kleintjie, dis R40 en dan vir een lekker groot bunny chow R80. Asseblief kom maak julle bestellings vas daarvoor. Geliefdes, dan het ek 'n projek wat ons graag wil loods vir die volgende maand wat voorkom. Augustus is altyd 'n maand waarin ons bietjie onsself toewy aan die Bybel. Dis ook waar ons ook in dieselfde maand waar ons Bybel Sondag het, waar ons ook 'n deurkollekte het wat Bybelgenootskap toe gaan vir die verspreiding van Bybels en die vertaling van Bybels. En daarom wil ek graag hê dat ons in hierdie maand wat vir ons voorlê, ook bietjie saamwerk, ietsie lekkers doen om ook 'n fokus op die Bybel te plaas. So die projek wat ons graag wil loods is 'n Bybel skryf. Nou, u is geen Paulus of Petrus nie, so ons gaan nie 'n nuwe Bybel skryf nie, maar die gedagte, geliefdes, is uiteindelik om te gaan en op die 2020 vertaling te vat en om ons eie gemeente Bybel saam te stel. En dit beteken dat ons graag 'n Bybel wil hê wat in ons gemeente se handskrif is. So, u kan dan nou, ons gaan vir julle 'n lys in die saal opsit met 'n klompie hoofstukke waarvan u dan kan kies. U kies 'n hoofstuk en dan vat u dit huis toe en u gaan sit by die huis en u gaan skryf dan daardie van een kant tot die ander kant, skryf u die woorde oor. En aan die einde, as ons almal nou saamwerk, dat teen die 21ste Augustus, dat ons hierdie gemeente Bybel in ons eie handskrif bymekaar kan sit, en dan kan ons hom ook lekker saambind. Hy gaan lekker dik wees, so lekker dik Bybel. So, dit sal 'n lekker projek wees. Ek dink op so 'n manier, as jy ook so 'n bietjie iets in jou eie handskrif sit, dan leer jy ook bietjie die Bybel ken. So dalk moet jy 'n hoofstuk kies of 'n Bybelboek wat jy nie goed ken en hom gaan oorskryf. Dalk leer jy bietjie iets van daardie boek. En dan so op die 21ste Augustus, die dag wat ons ook wil klaar wees met hierdie Bybel skryf, het ons ook dan daardie Vrydag aand om 6:00 'n lekker Bybelse ete. En dit beteken dat ons almal gaan soos die Bybelse mense aantrek, ons gaan bietjie oudtyds aantrek en ons gaan bietjie die kosse eet wat hulle daar in die Bybel gehad het, so van olywe tot lekker vis en al die tipe van kosse wat hulle in daardie tyd ook geëet het. Ek dink dit is 'n lekker projek vir hierdie maand. Asseblief kom ondersteun dit en dalk leer jy ook ietsie meer van die woord van die Here. Dit, geliefdes, is al van my af. Ek hoop jy het 'n wonderlike Sondag verder. Ons vra asseblief, die wyke het nog nie begin teeskink nie. As u graag jou bereidwilligheid wil wys in die saal, kom drink 'n koppie tee saam. Kom ondersteun, die koffie is baie lekker nou. Dis nie meer goedkoop koffie, dis lekker koffie. So asseblief kom maak 'n draai en as jy jou bereidwilligheid wil wys, kom was dan ook 'n paar koppies na die tyd. Geseënde dag verder, geliefdes, mag die Here by julle wees.